Nou ek weet ek is altyd op dun ys as ek nou wil dankie sê en ek wil iemand uitlig of so, en ek het dit nou reeds gedoen met die kleingeld aand, en ons is die Here dankbaar vir ons kinders en vir ons ouers en vir oumas en oupas en almal wat 'n rol speel. Maar vanoggend was ook moontlik gemaak. U sal onthou die pandemie het die gemeente mos nou maar pakslaag gegee en dan het dinge nie altyd goed geloop nie. Maar vanoggend was dit nou weer die gemeente se geleentheid om 'n klein geskenkie in elke mamma se hand te sit. En ons is die Here dankbaar daarvoor. Nou, as jy nou daai sjokolade eet, ek verstaan is 'n sjokolade, ek dog is 'n lepel of 'n skepdingetjie, dan wil ek hê jy moet vir die gemeente dankie sê. Weet, want die gemeente het dit gegee. Ons het baie goeie prys gekry en dit goedkope werk ensovoorts. En dan, as jy nou wonder waar kom daai oulike boksie en die res van dit saam in die inpak en alles, nee, dan sê jy vir iemand wat kan klavier speel, soos wat net daai ene kan klavier speel, ook dankie. Sy het dit nie alleen gedoen nie. Daar was mense wat gehelp het en na die tyd is daar lekker eetgoedjies in die saal. En die gebed van my hart is dat almal wat bygedra het, almal wat gegee het, dat jy dit besonders gaan maak en waardeer. Amen. So loop sommer so in die ry af en sê vir almal dankie. Dankie dat jy, dankie. Jy sal gou agterkom, hy sê nee, ek het niks gedoen nie. Sê, sst, moenie dit hardop sê nie. Goed, wie's gereed om die Bybelverklaring saam met my te doen? Dan sê ons, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Wat 'n voorreg om in die huis en in die woord van die Here te wees. Dis nie 'n Moedersdag boodskap nie, dis eerder 'n boodskap wat ons almal wil oproep om seker te maak ons beweeg in dieselfde rigting. Ons het die wonderlike mooi geleentheid gehad om 'n gemeenteraad te verkies en volgende Sondag, soos wat die Here wil, gaan ons dan ook daardie gemeenteraad en ook dit wat daarmee nou saamkom, gaan ons afsonder aan die Here en ons gaan vir hulle afbid die krag en die wysheid en die insig van die Here. Volgende Sondag doen ons graag dit. Maar ek wil vanoggend jou aan die hand vat om te sê dat dit help nie net ons het 'n nuwe gemeenteraad en die gemeente wil oud wees nie. Amen. So ek dink is goeie tyd om almal weer sokkies op te trek en om hare te kam en om te sê dis 'n nuwe seisoen. Ons het 'n nuwe oomblik wat ons kry. En ons gaan vir die Here groot dinge doen. En dan het ek jou in die boodskap wat daarop kom, jou gereed gemaak uit die Paasnaweek, uit die kruisdood van Jesus uit, het ek jou gereed gemaak vir dit wat kom, Hemelvaart en dan kom Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees. Daar's niemand so dinamies en so ywerig soos iemand wat vol is van die Heilige Gees nie. Hoe meer gees in jou werk, hoe meer wil jy. En julle gaan nou sien, is baie keer nie altyd die wonderlikste ding om te dink of te doen nie, maar jy moet leer om in die gees te kan wandel, nê. So, as ek gepraat het oor die krag van Pinkster en oor die koninkryk van God, praat ek vanoggend oor, kom ons wees navolgers van Jesus. Nou, jy sal verstaan, 'n navolger is baie maklik om te verstaan, jy is met ander woorde waar hy is of waar daai een is. As jy saam met iemand loop, dan volg jy loop saam. Maar die woordjie volg is vir my mooi, jy bepaal jou eie posisie. Jy's 'n tree agter. Jy's nie 'n tree voor nie, jy's 'n tree agter. Met ander woorde, jy kyk en dan sien jy Jesus gaan daai kant, hy gaan daai kant, hy gaan daai kant, nê? Jy kom gou weer in dieselfde rigting.
En ek dink 'n kerk van Jesus in hierdie eindtye is op 'n baie pertinente punt waar ons moet leer om sensitief te volg waar Jesus lei. En as ons dit gedoen het, wil ek jou aan die hand vat om vir jou te sê dat as jou Bybel lees en as jou bid jou nader bring aan die koninkryk en die krag van God, dan moet jy weet jy's in die regte rigting, nê. Maar as jy al meer kragteloos voel, en as jy al meer voel dat die koninkryk van die wêreld en die koninkryk van die bose het die oorhand oor jou lewe, dan moet jy bietjie harder en meer en intens bid, soos wat Jesus in Getsemane gebid het, en jy moet jou Bybel baie meer deeglik lees. Kan ek vir julle sê, dis nie 'n seisoen om jou Bybel oppervlakkig te lees nie. Dan kan jy net sowel jou Bybel toemaak, dan gaan koop jy vir jou een van daai boksies met die koringkorreltjies, jy ken hulle, nê. Want hulle het net mooi woordjies of mooi sinnetjies, nê. Hulle sê oor hoe wonderlik sal dit gaan, en jy hoef niks te doen nie, want die Here sal alles doen. Nee, dis nie die Bybel wat ek lees nie. Die Bybel wat ek lees, wil jou aan die hand vat en jou in staat stel om kragtig te lewe. So dis die handleiding van God in wie ek glo. Dit is daardie stap 1, stap 2, stap 3. Kan ek vir jou sê dat die doop het nog altyd gekom na bekering? Want as jy dink om jou te laat doop voor jy tot bekering gekom het, dan gaan jy agterkom, jy wil sê, maar hierdie doop werk nie heeltemal nie. Hierdie doop laat nie iets gebeur nie, nê. En daarom, as jy verstaan ook dat die Heilige Gees die onderwyser is, die een wat vir my en vir jou wil help, dan bring dit my by 'n punt wat ek dink die meeste van ons vir onsself weer opnuut moet uitsorteer, is, staan ek regtig onder die gesag van ons Here Jesus Christus? Kan ek sê, ja Here, ja? Of doen ek heeldag en elke dag net wat ek wil? En ek kom agter ek het nie eers die een gehoor wat vir my sê, volg dit of maak so nie. In die week het ons afskeid geneem van my persoonlike mentor, pastoor, wat my as 'n jong seun aan die hand gevat het en my geleer het om pastoor te wees. En as ek luister hoe dat hulle vir hom huldebewyse gee, dan is daar een getuienis wat iemand vertel, en ek het dit al vertel hier, van hoe dat pastoor Steyn in sy kar klim, en dan ry hy na 'n motorhawe toe, en dan kom hy by daardie motorhawe, dan is daardie eienaar besluit om selfmoord te pleeg. En dan is pastoor Steyn daar, hy weet nie van die selfmoord nie, maar die eienaar wil ook vir pastoor Steyn ek dink as pastoor Steyn lank genoeg gestaan het, sou die eienaar nog vir hom seker een van daai blinkkarre so 'n persent gegee het, net om hom uit die winkel uit te kry, jy weet. Want hierdie man wil nou sy aksie voltooi, hy wil nou einde maak aan alles, die lewe is te moeilik vir hom. En pastoor Steyn is op sy knieë langs die kar en die ou kom kyk so. En dit is 'n getuienis van die familie van daardie man wat selfmoord wou gebeur. En die ou vra vir hom, wil jy nou my wieldoppe steel? Wat soek jy op jou knieë? En pastoor Steyn staan op en hy sê vir hom, wat jy wil doen, moet jy nie doen nie. En in plaas van daardie week laat hulle op die Vrydag aand toe partytjie hou en weer in hulle losbandigheid, jy weet, hulle self verloor, word daar kerk gehou, trek die ou al die karre uit die garage uit, en hulle hou kerk al in die garage. En pastoor Steyn preek, en die een na die ander ene kom tot bekering, en die een na die ander siel word gered. Kan jy hoor wat is die krag van God? Kan jy hoor wanneer die koninkryk van God vir jou opdrag gee en sê, gaan, en dan gaan jy, nee. En dan kan jou ure lank besig hou, maar jy moet kan onderwerp. Jy moet kan sê, Here, ek sal dit doen, want U het gesê, ek moet dit doen. Nou, ek gaan vir jou voorbeeld gee, en ek gaan dit so vinnig as moontlik doen, ek gaan nie lank uitrek nie. Om vir jou te sê, in die lewe van die apostel Paulus, kry ons 'n perfekte storie van om 'n navolger te wees. Wat is dit om 'n navolger te wees?
Wat is dit om op te staan vir iets? Nou kom ons lees in Handelinge 9:26 Hy sê, en toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n disipel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad na Damaskus, die Here gesien het en dat hy met hom gespreek het en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem. Wat wil Saulus doen? Hy wil verhouding bou, hy wil deel word van die disipelkring. Hulle is bang. Hulle sê, ons weet nie of ons hierdie man kan vertrou nie. As ons verder lees, dan sê die Bybel, en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus, en ook met die Grieksprekende Jode gepraat, en sê dit hardop, gerede toes. Paulus, help het om te stry. Hy sê, maar hulle het probeer om hom dood te maak. So dit klink vir my, jy wil graag iets doen, maar is asof die antwoord iets anderster is. Die uitkoms is iets anderster. Jy wil hê mense moet by Jesus uitkom en al wat hulle wil doen is om jou dood te maak. Dan sê die Bybel, en toe die broeders dit agterkom, en dit is nogal vir my interessant, jy gaan nou iets beleef daaruit. Hy sê, hulle het hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. Halleluja, Saulus is weg. Snap jy hierdie teksgedeelte? Toe Saulus daar is daar net risie en moeilikheid. En daar's net rede twis. En daar's net moordgedagtes. En hulle stuur vir Saulus weg. En skielik is daar vrede. Wat gaan aan? Hoe werk dit? Hoe is jy 'n navolger? Hierdie vrede is uitgebou en opgebou en daar was 'n wandel in die vrees van die Here en daar was 'n vertroosting van die Heilige Gees en die grootste, belangrikste ding gebeur, daar was 'n vermeerdering gewees. Dit het gegroei. Dit het gegroei. Kom ek vat jou in die hand, dat ek vir jou vinnig wil sê, dat Paulus het opgestaan, maar hy het opgestaan vir die verkeerde redes. Jy moet nou sy lewe en sy groot word verstaan, en ek dink baie van ons sien mense, ons kinders, ons familie en vriende, en dan sal ons agterkom, dat hulle staan ook op, maar hulle staan op vir die verkeerde redes. En luister hoe sê die Bybel dit, hy sê Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Dit klink nie vir my na 'n vriend van die kerk nie. Klink eerder na 'n vyand van die kerk. Iemand wat dink hy doen reg, maar hy maak eintlik stikkend. So, as ek sê dat Paulus het vir die verkeerde redes opgestaan die eerste keer, het hy die tweede keer, toe daardie Damaskus bekering plaasvind, op die pad na Damaskus, en die lig hom omstraal, en hy die stem hoor, wat sê, Saul, Saul, wie vervolg jy? En hy kom eintlik daar tot bekering, en ons sien dit as sy bekeringsoomlik, daar op die pad van Damaskus, en hy word met blindheid geslaan, hy word aan die hand gelei tot in Damaskus, en hier sit hy, en hy weet nie wat regtig met hom gebeur het nie, maar hoor hoe mooi sê die Bybel, toe staan Saulus van die grond af op. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy moet ook kan opstaan. Maak nie saak met wat jou gebeur het nie, maak nie saak wat jou kerkgeskiedenis is nie, maak nie saak wat jou kerkbelewenis is nie. Staan op vir Jesus. Staan op in die krag van God. Staan op in die salwing en die inspirasie van die Heilige Gees en weet dat God is op pad met jou. En dan sê die Bybel, en toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar hulle was bang en hulle het nie geglo nie. Hoor gou, wat doen 'n gemeente aan jou? 'n Gemeente wil jou beter maak.
Het julle gehoor? Nie een amen nie. Ek gaan weer. Ek sê 'n gemeente wil jou beter maak. 'n Gemeente wil jou suiwer. En daarom, ons kan die wonderlikste gemeenteraad hê. En ek is die Here so opgewonde. En jy gaan volgende week hoor en sien as ons hulle afsonder en voorstel in persoon aan die gemeente. Ek is oortuig dat God hierdie groep mense gaan gebruik. Maar die gemeente wil jou suiwer. Die gemeente wil jou deur ervaring sit, dat jy uiteindelik sal sê, nou is ek 'n beter mens. Nou daar iets met my gebeur. En ek hoop jy gaan vanoggend dit saam met my beleef, dat as jy die gemeente as 'n suiwering op jou lewe sien, dat jy nie sal dink jy sê probleme en jy pas nie in nie, en jy dink altyd anderster en alles nie. Want waar het hierdie Paulus-Saulus probleem vandaan gekom? Waar het dit alles ontstaan? As jy kyk na Genesis 6 vers 12, dan sien jy dat toe God sien die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderf. Kan ek vir jou sê, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie, sê die Bybel. Daar's niemand wat kan roem, dat hy nie 'n fout of 'n sonde begaan nie. Daar's niemand wat kan sê, ek is die volmaakte ene nie. En daarom, as jy dink jy's nie regtig wat dit moet wees nie, wil ek jou as 'n gemeentelid vanoggend optel en vir jou sê, jy kan 'n fantastiese gemeentelid wees. Jy kan 'n wonderlike lidmaat wees. Jy kan 'n gesalfde lidmaat wees. Jy kan 'n geïnspireerde lidmaat wees. Jy kan iemand wees wat help om die probleem op te los en om dit te stop en om te sê, ek kies vir die gesag van ons Here Jesus Christus. Ek wil onder sy gesag wees. En baie keer mis ons dit, en dis hoekom ek in Moedersdag so lekker klem daarop laat val, om vir jou te sê, Jesus sien goed raak, maar mense sien ook goed raak. So as iemand jou nou in hierdie jaar probeer iets sê waarvan jy nie hou nie, dan begin jy om te sê, Here, is U besig om met my te praat? Want mense sien ook. Mense gaan jou met 'n opmerking maak en iets sê wat jy nie van hou nie. Maar wil jy dit nie regdraai en sê, Here, is U besig om met my te praat? Is U besig om vir my iets te sê? En gebruik U so en so, hierdie en daardie ene? Die gemeente wil daardie plek wees waar jy kan verstaan dat as jy die pad van vernedering kan loop, gaan jy ook op die pad van verhoging kom. As jy kan weet wat dit is om verneder te word, soos wat Jesus verneder is. En Paulus moes hierdie goed eerstehands leer. Hy moes dit ervaar. Hy moes verstaan. Hy's nie hierdie hoog verhewe en belangrike mens wat al soveel goed in die lewe gekry het. Kan ek vir jou sê, as jy jou ouerskap van tyd tot tyd deur 'n vernedering voor die Here vat, dan gaan jy agterkom hoe jou kinders jou ophef. Sê maar amen. As jy kan leer om laag te buig voor God, gaan jy agterkom hoe dat mense jou verhoog. En hoe nader jy aan die Here, hoe meer nederig jy kan lewe, hoe meer sal mense onder jou inskyk. En dis vir my so mooi, dat Hanna, en ek wou dit invoeg om vir u te sê, dat hier is 'n vrou wat smag na 'n kind, en sy wil haar kinderloosheid tel teen haar, en die wêreld wil nie werk nie, en uiteindelik kom Samuel en word Samuel gebore, en Hanna kan hierdie sinnetjie bid, en sy kan sê, die Here maak arm en die Here maak ryk, hy verneder, maar hy verhoog ook. Mamas, julle moet asseblief daai gebed gaan lees. Mamas, asseblief, maak 'n nota, en dan gaan kyk jy na 1 Samuel 2, wat bid Hanna oor Samuel. Maar hoekom wil ek dit belangrik maak hierso? Want ek wil hê jy moet weet, dat God werk met nederigheid. God werk met nederigheid. Hy werk met iemand wat nie te veel van homself dink nie.
Iemand wat minder oor homself kan dink en iemand wat na die maat van geloof kan dink. En daarom, as jy die opdrag kan uitvoer en die kruis kan optel en jy kan sê, hy is die God wat my sal verhoog en wat my sal deurdra, dan antwoord ek die vraag vir jou as ek sê, wie is ons dan nou regtig? Wie is Pleroma gemeente? Wie is ons as 'n gemeente in die dorp? Hoe lyk ons? Hoe sien die mense ons raak? Dan wil ek vir jou 'n vraag vra. Saam met wie loop jy? En dan vra jy 'n tweede vraag. Waar gaan ons uitkom? Loop jy saam met ongeloof en twyfel? Loop jy saam met kwaad en teleurgesteld? Loop jy saam met stikkend en verontreg? Waar gaan jy uitkom? Of loop jy saam met geloof? Loop jy saam met waarheid? Loop jy saam met volharding? Loop jy saam met iemand wat sê, my God is 'n ewige God? Sing jy op 'n Sondag soos wat ons vanoggend dit so mooi kon doen en dan kan jy sê only believe en ek wil vir u sê ek het hier voorgestaan en ek kon die som totaal van geloof begin ervaar hoe dat 'n ongeloof die oorhand wil kry en hoe dat vir elkeen wil sê hou net aan glo want God is God. En hy sal nooit laat sy gunsgenote verderwing sien nie. Hy's 'n ewige God. En daarom wil ek hê jy moet weet dat wat ons nodig het, is nie 'n redetwister soos wat Paulus nou 'n redetwister was en hy het probeer met sy manier van godsdienst en sy pad en dis hoe dit moet wees en nee, julle verstaan nie die skrifte nie. Ja, hy was aan die voete van Gamaliel, een van die beste leermeesters, was hy groot gemaak, maar Paulus kon nie vir die Here iets doen voordat hy nie op Damaskuspad opstaan. Maar is nie al nie. Hy was nie net blind nie. Hy moes nie net van sy blindheid herstel en genees nie. Hy moes op 'n plek kom waar hy verstaan. En dit is vir my so mooi as ek dit in jou hart kan wakker maak en vir jou sê dat 'n gemeente het mense van vrede nodig. Hy het 'n gemeente nodig waarin jy opgebou word en waarin jy kan saamloop. Ek gaan vanoggend weer vir u sê dat 99,9% van my preke beteken eintlik niks. Want daar's net gehoor. Maar daar moet gepraat word. Dankie vir daai amen. Daar moet gepraat word. Nou pastoor, by die Eindendeel wat my laerskoolpastoor was, hy het lekker gepreek oor, jy weet, gebraaide, of nie, hoe het hy altyd gesê, jy weet, so, nou waak ek vas. Hy het altyd, as hy klaar gepreek het, dan sê hy, ja, ek het nou vir julle gesê, nee, julle moet hoor, ek kom om vir julle te sê, doen wat die Here wil hê ons moet doen. Verstaan hoekom is ek die pastoor van die gemeente, en dan het hy altyd gesê, jy gaan nou huis doen, dan gaan jy jou gebraaide pastoor en aartappels eet. Jy weet, jy gaan nou gebraaide, maar nou dis reg, braai my maar. As dit nodig is, braai my asseblief. Maar praat tot jy by die waarheid van God uitkom. Want dis hoekom daar 'n pastoor is, dis hoekom daar 'n gemeenteraad wil wees, dis hoekom daar 'n gemeente wil wees, wat 'n stem het in die duister en die donker wêreld, en ek wil jou oproep, en ek wil vir jou sê, wat jy nodig het, is wat ek noem die Barnabas faktor. Jy het 'n Barnabas in jou lewe nodig. Jy het 'n Barnabas oomblik in jou lewe nodig. Want wat gebeur met Saul, met Paulus? Wie het vir Saul aan die hand gevat? Barnabas. En Barnabas se naam is 'n besonderse betekenis, en ek gaan dit nou vir jou uitwys, nê. Maar kyk wat doen hy. Hy bring hom en hy vat hom na die apostels toe. Hy sê, die disippels is bang vir jou. Hy sê, die disippels dink jy gaan hulle probeer vang. Maar
hy vat hom na die apostels toe. Nou moet jy ietsie snap en verstaan, wie was die apostels? Dit was die 12 disippels van Jesus. Hulle word uiteindelik die apostels, want die woordjie apostel beteken uitgestuur. En hierdie 12 disippels wat apostels was, is uitgestuur vir 'n doel. En dit is dat God se koninkryk moet gevestig word. God se werk moet gedoen word. So dit is bietjie anderster, stem jy saam? Nou kan ek dit probeer baie maklik en eenvoudig vir u maak. Daar was 'n baie goeie rede hoekom ons van laas jaar af deur 'n proses gegaan het om te sê daar moet 'n gemeenteraad wees. En die Here gee vir ons hierdie 6 persone, saam met dit wat jy gaan hoor van ouderling en diaken en wat jy gaan hoor wat ek glo die Here wil gebruik in ons gemeente. En ek wil vir u sê, ek pleit nie vir hulle onthaalwe nie. Ek sê vir jou, kry weer respek vir as God iemand wil gebruik. Kry weer respek as God deur iemand werk. En as jy dit kan snap, dat daar 'n gemeenteraad is, dat die apostels toe moes 'n sekere rol begin speel, dan is Saulus, jy weet, hierdie voorbok, hy wil sê, kom ek sê vir julle hoe dit gedoen moet word. En dan loop dit uit op 'n geveg. Weet jy wat is die toets? Wat gaan die toets wees van ons gemeente se pad wat ons geloop het van laas jaar of tot ons verkiesing gehou het, tot ons gemeenteraad in posisie gestel het? Weet jy wat gaan die toets wees? Of daar vrede is. En as daar nie vrede is nie, is daar 'n Saul wat iets moet leer. As daar nie groei is nie, is daar 'n Saul wat iets moet leer, nee. Nou, wat gebeur mooi? Hulle vat vir Saul of Saulus, vat hulle, wat later Paulus genoem is, vat hulle terug Tarsus toe. Tarsus is sy geboortedorp. Hier op die Damaskuspad kom hy tot bekering. Hy kom terug Jerusalem toe. En kort voorlank is daar net redetwis en rusie en moeilikheid. En is so erg dat hulle sommer vir Saulus wil doodmaak. En Barnabas sê, Saul, kom laat ons jou wegkry. En hy vat hom terug na sy geboortedorp toe. Nou wil ek hê jy moet iets snap. As jy teruggaan na jou geboortedorp, en wat het met Saulus gebeur, daar in die geboortedorp, en hulle kom daar, dan noem hulle dit Saul se stiljare. Daar's 'n paar jaar, so ongeveer, dit lyk of dit so 4 jaar is, wat jy niks hoor van Saulus nie. Hy's in sy geboortedorp, hy's in Tarsus. Ek dink dit het die Here 4 jaar gevat om Saulus se houding te verander. Om Saulus op 'n plek te bring waar hy vir God bruikbaar kon wees. En is so mooi as Barnabas uiteindelik aan Antiochië begin om vir die Here iets te doen, en Antiochië beteken sterk teestand of volharding, dan het jy soms mense nodig soos Saul, wat kan sterk staan, wat kan volhard. Maar kan ek vir jou sê, nie ten koste van die gemeente nie. En ek weet wat ek nou vir jou sê, is besig om vir jou as 'n gemeentekoers en rigting te gee, maar dit geld vir oral waar jy beweeg as 'n gelowige. Eindig jy op in 'n geveg, of eindig jy op in vrede? Is dit wat jy doen tot die groei van 'n gemeente? Is daar iets wat gaan gebeur, en dit was vir Barnabas met die hulp van Saul, was dit in Antiochië, die Christene se voorreg om vir die eerste keer Christene genoem te word. So Saulus, jy het iets reg gekry.
In daardie 4 jaar het God jou gees en jou hart so aangespreek. Hy het jou lewe so gesuiwer. Die gemeente het jou so op 'n plek gebring. En ek wil vir u sê, ek smag daarna dat elkeen van ons lidmate daardie selfde ywer sal hê as wat Saulus gehad het. So, wat was Saulus uiteindelik? Hy kon vir die mense skrywe later in sy brief, kan hy sê, wees my navolger soos wat ek het van Christus is. Hy sê, as jy iewers wil kom, doen wat ek doen. En ek weet, nie net ek nie. En jy gaan agterkom, hier's 'n hele klompie mense in hierdie gemeente, wat jy met 'n lekker hart kan voorstoot. Begin altyd hier by Tannie Audrey en by Tannie Betty, jy weet. Dan dink ek, hulle moet asseblief voorloop, nê. Wys net vir my. Sê net vir my. As ek en jy weer op 'n plek kan kom, waar ons Jesus in iemand kan sien, en jy kan sê, ek wil net so skuins agter jou bly. Ek wil jou nie ek wil jou nie verbygaan nie. En ek wil afsluit daarmee, deur vir jou te sê, dat as jy vervolging ken, kan jy ook godvrugtig wil lewe. Want hoekom? Dis wanneer jy leer om te volg. Is wanneer jy iemand anderster, dankie Sissa, wanneer jy iemand anderster hoër kan ag as jouself. Dan kan ek vir jou sê, hoë bome vang nog altyd die wind, die meeste wind. Mense wat bereid is om te sê, Here, hier is ek, gebruik my, hulle is dikwels in die spervuur. Hoekom doen hulle nou dit? Hoekom maak hulle so? Nou ek wil vanoggend as pastoor voor jou kom staan. En ek wil vir jou sê, kom ons kom terug by God se plan. Laat 'n gemeente is 'n plek van vrede. En as jy 'n vredemaker is jy baie welkom. Maak dit jou 'n kragtelose of 'n lamsakkige mens, allermins. Daar's iewers 'n Antiochie. En ek het dit seker nou gemis daar op my notas, maar Barnabas beteken die kind, die seun wat kan troos. Die een wat kan goed laat voel. Dis Barnabas se naam. Is ook die woordjie barre seun, 'n nabi, is amper soos profeet. Want 'n nabi is 'n profeet. Dis iemand wat so na jou kyk en hy sien jou toekoms. Het iemand al vir jou gesê, pas op? Het iemand al vir jou gesê, pas op? Hallo? Het iemand al vir jou so gekyk en gesê, pas op? Wat beteken die woordjie pas op? Hy kyk in die toekoms in. Hy sien jou daar. En hy sê, pas op. Moenie kwaad raak vir iemand wat jou wil beskerm en jou pad mooi wil maak nie. Jy sien, Paulus word uiteindelik die meester hiervan. Want Barnabas het dit reg gekry om af te gee aan Saulus of Paulus. En vir hom te sê, Paulus, ons het 'n gemeente om te bou. Pas op hoe jy loop. Pas op vir die werke van jou vyand. Pas op vir boosheid. Pas op vir misleiding. Pas op vir mense wat jou wil bedrieg en wat met valsheid iets wil laat gebeur. Soek na egtheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanoggend op hierdie wonderlike dag van Moedersdag, is ons so intens bewus dat U op 'n bonatuurlike, goddelike manier
deur hierdie diens kom werk het. Dat elkeen van ons, ja, in u gedagte, Here, toe u vir Eva gemaak het u geweet dat Adam het nodig. U het dit gesien. U het gesien, dis nie goed dat Adam alleen is nie. En u het vir hom Eva gegee. Here, u het gesien, ons gemeente het nodig. En u het vir ons gegee. Here, u het vir Petrus gesê, Petrus, jy's onsensitief. Jou skoonma het koors. En Jesus, u breek daardie koors. Here, u het vir Barnabas gebruik om vir Saulus 'n Paulus te maak. Here, ek wil bid dat hierdie gemeente sal opstaan in die gees en die gesindheid van 'n Barnabas en dat ons sal sê, hier sal vrede wees, hier sal opgebou word en nie afgebreek word nie. Jesus sal geïnspireer word en nie gedemotiveer word nie. Hier sal dinge gebeur wat die gemeente laat vermeerder, die uitspruitlote wag om te kom. Here, daarom bid ek, dat as ons vanoggend hier vandaan huis toe gaan, dat hierdie woord elke persoon sal vasgryp, en dat ons na vanoggend sal sê, Here, as ek 'n Saulus is, as ek vol van myself is, ek wil minder wees, dat u meer kan word. Here, ek wil vir u kosbaar wees. My alles op die altaar. Jy het nou vroeër in hierdie diens gesing, Only Believe. Kan jy glo dat God jou so besonders kan gebruik? Kan jy glo dat God jou weer heeltemal oor kan maak? En dat hy van jou iets kan maak wat 'n voorwerp tot sy eer is. Persoon tot sy wonderlikheid. En ek weet, God wil ons so maak. Vader, baie dankie dat ons nou onsself kan gee as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. En as ons vanoggend hier vandag bid ek dat ons kragtige getuienisse sal wees. Here, bid ek dat ons geken sal word as navolgers van Jesus. Dat ons gesien sal word as Christene. Here, laat ons, wanneer ons vals beskuldig word, net sal kan weet dat U sal vir ons optree. U sal dit vir ons mooi maak. Word dan verheerlik in elke persoon se lewe. Bid ek in Jesus se naam. Amen. Baie